Goeiemôre gemeente, baie welkom by die erediens vanoggend. Ons gaan oudergewoonte begin met 'n toetredelied uit Gesang 209. Ons sing dit 2 maal en dan bly ons staan daarna vir die foto met die seun en spontaan daarna dan die lofsang, Gesang 205 verse 1 en 3. Eers nou die toetredelied, Gesang 209 wat ons 2 maal sing. Die Here het gesê, ek sal my kleinvee soek en na hulle omsien, soos 'n herder omsien na die kleinvee wat uit sy trop verstrooi raak. So sal ek omsien na my kleinvee en hulle red. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen.
Broers en susters, God wil hê ons moet in liefde met mekaar leef. So het Jesus ons ook kom leer. Hoor hoe beskryf die apostel Paulus in 1 Korintiërs 13 hierdie liefde, wat God in ons harte uitgestort het, en waarmee hy vra ons mekaar moet lief hê. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal en 'n galmende simbaal geword. Al het ek die gawe van profesie, en ken ek al die geheimenisse, en besit ek al die kennis, en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek al wat ek het aan ander uit, en al gee ek my liggaam prys, om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik, dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie lig geraak nie, en hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie om oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nooit nie, maar die gawe van profesie sal verdwyn. Die gawe om ongewone tale en klanke te gebruik sal ophou, en die kennis sal uitgedien word. En nou, geloof, hoop en liefde bly, hierdie 3, en die grootste hiervan is die liefde. Broers en susters, ons weet dat ons soms liefdeloos teenoor God en teenoor mekaar leef. Laat ons daarom ons skuld bely, deur saam te sing uit Vonk 175 vers 1 en 3. In Romeine 10 vers 9 en 10 staan daar: As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons en ons word gered. Kom ons bely ons geloof, soos die kerk dit deur die eeue heen gedoen het, deur elkeen in sy of haar hart saam die 12 artikels op te sê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel,
en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Gemeente, kom ons sing van God se liefde en ontferming uit Vonk 215, vers 1, 2 en 3.
Broers en susters, ons skriflesing vanoggend is uit 'n baie bekende gedeelte. Dit iets wat ons vandat ons kinders is, baie goed ken. En dit is Psalm 23 met die opskrif: Die Here is my herder. 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my in groen weivelde rus, hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestanders moet toe kyk. U ontvang my soos 'n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Tot sover. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U ons liefhet. Dat U ons liefhet, Here, tot die dood toe. Want U het U liefde vir ons gewys aan 'n houtkruis op Golgotha, waar U seun gesterf het in ons plek. Dis 'n liefde, Here, wat ons nie aldag verstaan nie, maar tog 'n liefde wat ons elke dag beleef. Dankie dat U by ons is. Dankie dat U vir ons geloof gee om te kan glo. Dankie, Here, dat U na ons kyk, ons oppas en ons beskerm. Here, ons sien ook U liefde raak en U genade, dat ons vanoggend hier kan wees, saam om U te aanbid, maar ook, Here, om saam te luister na wat U uit U woord uit vir ons kom sê. Want sonder U kan ons nie leef nie. Sonder U, Here, is ons rigtingloos en swerf ons doelloos hier op aarde rond. Dankie dat U God is, wat nie ver van ons af is nie, maar wat by ons is, elke oomblik. Here, ons bid ook vir hulle wat nie hier is nie, omdat hulle nie hier wil wees nie, of omdat hulle meen hulle het dit nie nodig nie. Ons vra, Here, dat U deur U Gees so in hulle harte sal werk, dat hulle gesindheid sal verander. En as U ons nodig het, Here, om die werk te gaan doen, dan sê ons vanoggend vir U, hier is ek, Here, gebruik my. So bid ons ook vir hulle wat siek is, hulle wat hartseer en alleen is, eensaam is, dat U hulle harte en hulle lewens ook sal aanraak. Maar ons sê ook dankie, Heer, dat daar waar daar blydskap en vreugde is, want ook dit is 'n gawe wat ons van U afkry. Wil U dit nou stil maak in ons, Heer? Maak ons harte ontvanklik vir U woord en spreek U self vanoggend. In Jesus naam bid ons dit. Amen.
Broers en susters, voor die prediking sing ons saam uit Gesang 577 en ons sing daarvan al 5 die verse. Psalm 23 vers 1. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Geliefdes, daar is geen ander manier waarop 'n kind van God kan leef, as om gehoorsaam aan God vir Jesus te volg nie. En hierdie navolging beteken om hom nie net te volg wanneer dit goed gaan en wanneer die pad gelyk en reguit is nie, maar om hom ook te volg daar waar die pad dalk soms moeilik raak, waar jy soms dink dat jou planne en jou oplossings vinniger sal werk en beter sal werk as die antwoord van God waarvoor jy wag. Die pad agter Jesus aan is nie 'n maklike pad nie. Dis 'n pad waarop 'n mens die gelag van die wêreld vir jouself baie duidelik hoor. Want op hierdie pad agter Jesus aan geld 'n ander maatstaf as wat geld in die wêreld. Dis 'n maatstaf wat nie so gewild is nie.
Want op die pad agter Jesus aan, word jy die minste. God en ander mense word vir jou belangriker as jouself. Jy volg Jesus, dis ook in sy voorbeeld wat hy kom stel het. Deurdat hy nie een is, sê hy self wat gekom het om gedien te word nie, maar dat hy aarde toe gekom het om te kom dien. Dwars deur die Bybel lees ons die voorbeeld raak van 'n herder en sy kudde. En met hierdie beeld word die verhouding tussen God en sy kinders beskryf. Maar hierdie beeld beskryf nie net dat God sy kinders oppas en hulle beskerm nie. Hierdie beeld beskryf ook dat sy kinders hom volg, want hulle ken sy stem. Jesus gebruik self hierdie voorbeeld deur te sê dat hy soos 'n herder vir skape is. En wanneer Jesus hierdie voorbeeld gebruik in Johannes, dan sê hy nie net dat hy die herder is nie, maar dat hy die goeie herder is. Dit was nodig dat Jesus dit vir die mense sê. In die tyd van die Nuwe Testament het 'n herder 'n ander betekenis gehad as in die Ou Testament. 'n Herder in die tyd van die Nuwe Testament was gewoonlik iemand wat hierdie werk kom doen het, bloot om 'n inkomste te kry daarvoor. Dat hy iets het om vir sy familie mee te sorg. Dit was dus iemand van buite die familie of buite die boerdery wat hierdie kudde kom oppas het. En dikwels het hierdie mense ook van ver af gekom. Hulle het hulle eie gesinne agtergelaat en dan kom vee oppas, dat daar geld is om die gesin te versorg, maar in hierdie proses het hulle ook skande oor hulle self gebring, want hulle los hulle mense onbeskermd agter. Dit was die man, die hoof van die huis se doel gewees, sy plig gewees, om sy gesin te beskerm en hulle veilig te hou. Hierdie man is weg van die huis af. Hy het op 'n ver plek gaan werk. Hy het gaan vee oppas. En wat dikwels ook gebeur het, is dat hierdie skaapwagters die skape doelbewus in iemand anders sy weiveld ingelei het, omdat daar dalk meer weiding was. Dis het hulle letterlik ander weiding gaan steel. En uiteraard het dit groot oos en onmin in die gemeenskap veroorsaak. Verder het hierdie herders ook nie werklik omgegee oor die veiligheid van die kudde nie, want dit was vir hulle blote werk gewees om 'n inkomste te verdien. Dit was nie hulle eie nie. En wanneer gevaar sou dreig, wat hierdie kudde kon seermaak, wat hulle dalk uit mekaar uit kon jaag, het hierdie skaapwagters die kudde net daar gelos en gemaak het hulle wegkom. Dat hulle self wegkom van die gevaar af. En dan het hulle sommer weggebly, want hulle het geweet, gaan hulle nou terug, het hulle van die eienaar van hierdie kudde baie meer moeilikheid as wat hulle kan hanteer, want hulle het sy hele kudde net daar gelos. Daarom praat Jesus van homself as die goeie herder. Hy is nie soos die herders wat die mense van hierdie tyd geken het nie. Hy is anders. En wanneer Jesus van homself praat as die goeie herder, dan bedoel hy dit
in terme van die herder waarvan ons lees in Psalm 23. Hierdie is die goeie herder, wat uit liefde en genade vir jou gee wat jy nodig het. Soveel so, dat wanneer hy jou herder is, jy niks meer as net dit nodig het nie. Hierdie herder lei jou na groen weivelde waar daar rus is. En nou is dit asof hierdie psalmdigter iets sê wat 'n mens skielik tot stilstand ruk en jou vir 'n oomblik laat dink. Hoe het die wêreld gelyk waarin hierdie psalm geskryf is? Hoe het die wêreld gelyk waar hierdie mense gewoon het en waar hulle skape opgepas het? Daar was nie groen weivelde, groen grasvlaktes, net baie waterstrome, weivelde waaruit hulle kon kies en keer nie. Hulle het nie 'n vaste tuiste gehad waar hulle geboer het nie. Hulle moes agter weiding aantrek vir hulle vee. Daar was nie oral genoeg weiding nie, want die wêreld waarin hulle geleef het, was woestynomstandighede. Sand en klip, droog. Dit het nie sommer daar gereën nie. Psalm 23 praat van groen weivelde en waters waar daar vrede is. Wat bedoel hy dan daarmee? Hy sê, daar waar God deel van jou lewe word. Daar waar God vir jou sorg, waar hy jou herder word, daar verander jou woestynomstandighede, hierdie dorre gebied wat net sand en klip is, in groen weivelde en waters waar daar vrede is. Jy het vrede omdat God by jou is en vir jou sorg. Hy vergeet egter nie van die realiteit van die lewe nie. Hy weet dat die lewe soms ook sy harde kant na 'n mens toe kan draai en dat daar dinge is wat swaar en moeilik is. Dat jy foute maak en dat jy met die gevolge van hierdie foute moet saamleef. Hy weet dat daar soms dinge op jou pad kom, so siekte, waarvoor jy nie gevra het nie. En dit krap jou hele lewe deurmekaar. Daarom sê hy, as hy deur donker dieptes moet gaan, wanneer dit deel van jou lewenspad word, is God ook by jou. Hy sê nie, 'n kind van God ken geen donker dieptes. Hy sê dat wanneer hy daar deurgaan, is God by hom. Jesus het ook die donker dieptes geken. Hy het ook geweet dat dit moeilik is om mens te wees. Want hy het in hierdie selfde stikkende en gebroke wêreld geleef, waarin ek en jy vandag leef. Hy was ook hartseer. Hy het ook bang geword. Hy was ook kwaad, los. En ek dink Jesus het by tye ook gelag. Die goeie herder waarvan Psalm 23 praat, is nie een wat wanneer die gevaar dreig, maak dat hy wegkom nie. Dis nie 'n herder wat sê ek het geen belang by die skape nie. Die herder van Psalm 23 gaan staan tussen die gevaar en sy skape. Hy is bereid nie net om sy lewe op die spel te plaas vir sy skape nie,
maar hy is ook bereid om sy lewe af te lê vir hulle. En dis alleen die goeie herder wat dit kan doen. Waar vrees en kommer jou beetpak, kom staan die goeie herder tussen jou en jou kommer en jou vrees. En hy sê vir jou, moenie bang wees. Moenie bekommerd en soekend rondkyk nie. Moet my nie soek nie, want ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie. Ek is jou God. Ek versterk jou, ek help jou, en met my eie hand red ek jou. Dis die goeie herder, wat tussen jou en jou skuldgevoel kom staan, en vir jou sê, ek veroordeel jou ook nie. Ek vergewe jou. Ek het jou lief, en het my lewe aan die kruis afgelê vir jou, sodat jy kan weet, ek het jou vergewe, omdat ek nie wil hê, jy moet 'n skuldgevoel leef, of 'n skuldgevoel hê, en met 'n skuldgevoel leef, wat jou opvreet nie. Ek vergewe jou. Gaan nou, en nie meer gaan sonde doen. Hy kom staan tussen jou en jou siekte, en sê vir jou, dat hy die een is, wat jou siekte genees. Dit doen hy op sy tyd, en op sy manier. En wanneer dit gebeur, broers en susters, dat iemand nie gesond word nie, dan beteken dit nie, dat die goeie herder afwesig was nie. Dit beteken nie, dat hy van jou vergeet het nie. Dit beteken, dat hy jou dalk op 'n ander manier gesond gemaak het, as wat jy sou wou gesond word. Hy het gesond gemaak, deur op daardie stadium, dalk vir jou die ewige lewe te gee. En net hy kan dit doen. Want hy is die een, wat die dood oorwin het. Waar onsekerheid en twyfel jou beetpak, is hy die een, wat tussen jou en jou onsekerheid en twyfel kom staan, en vir jou sê, net soos wat hy vir die ongelowige Thomas gesê het, kom nader. As dit moet, kom kyk. Kom dat ek jou kan help om te glo, want dis wat ek wil hê. Ek wil hê jy moet in my glo. En as dit vir jou voel of jy twyfel en sukkel, as dit vir jou voel jy kan nie meer glo nie, vra my om te help. Vra my vir geloof, en ek sal dit vir jou gee. Bid, en vir julle sal gegee word. Wanneer jy swaar kry, en wanneer jy moeg is, bloot omdat jy nie meer weet watter kant toe nie, en die lewe vir jou te veel word, is die goeie herder, wat tussen jou, en jy swaar kry en moegheid kom staan en vir jou sê, kom na my toe, wanneer jy moeg en raad op is, en ek sal vir jou nuwe krag gee. Moenie huiwer nie, want 'n geknakte riet sal dit nie breek nie. 'n Lampet wat dof brand, sal dit nie uitdoof nie. En dis nie al nie. Hy help nie net in hierdie stikkende gebroke wêreld waarin ons vandag leef nie. Hy help ons ook om na iets uit te sien. Ons goeie herder het uit die dood uit opgestaan. Hy het die dood oorwin
En wat ons altyd moet onthou, broers en susters, is dat hy daardie oorwinning nie vir onsself hou nie, maar hy deel dit met ons, sonder dat ons dit kan verdien. Hy wat die dood oorwin het, is die enigste een wat by magte is om ons te troos met die belofte dat ons sal deel in 'n ewige feesmaal. Dat ons sal aansit by 'n feesmaal waar God self die gasheer is en hy ons ontvang soos eregaste. Hy sal ons oorlaai met hartlikheid, waarvan ons die gelyke nie ken nie. Sy goedheid en sy liefde sal vir ewig by ons wees. En ons sal tuis wees in die huis van die Here vir ewig en altyd. Die goeie herder gee vir ons 'n toekoms waarna ons kan uitsien. Dit kan alleen hy doen. Dit kan alleen hy beloof, dat hy die een is wat die dood oorwin het. Die goeie herder lê sy lewe af vir sy skape. En dan staan hy uit die dood uit op. En hy gee vir hulle die lewe tot in alle ewigheid. Dit is waarheen jou pad lei, wanneer jy vir Jesus volg, wanneer jy die goeie herder volg, omdat jy sy stem ken. Sorg daarom, dat jy weet, hoe klink sy stem. Sorg dat jy nou reeds, saam met hom leef, en hy deel van jou lewe is. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Vir baie van ons, ek dink die meeste van ons, woorde wat ons geleer het, toe ons nog baie klein was, en wat ons deur ons lewe al ontelbaar kere gehoor het, en hoeveel keer dalk ook self gesê het om daarmee te troos. En soos wat dit is, broers en susters, met iets wat 'n mens dikwels hoor of dikwels sê, gebeur dit maar dat dit mettertyd trefkrag verloor. En daarom kan ons dit vanoggend ook omdraai. In plaas daarvan om te sê, die Here is my herder, ek kom niks kort nie, kom ons sê, ek kom niks kort nie, want die Here is my herder. Hy is die een wat tussen my en die gevaar kom staan. Hy is die een wat aan my die belofte gemaak het van 'n ewige lewe by God. Hy is die een wat die dood oorwin het en my in daardie oorwinning laat deel. Wat sy beloftes aan my sal waarmaak. Die een wat vir my 'n werklikheid gee waarna ek kan uitsien. Wat wil ek meer as dit? Wat het ek meer as dit nodig? Dit. Want die Here is my goeie herder. Daarom kom ek niks kort. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons herder is. Dat U vir ons die goeie herder is. Nie die een wat ons alleen los nie. Die een wat ons oppas en bereid is om sy lewe vir ons af te lê. Dankie Here dat dit ook is wat U wel gedoen het. Dat U U lewe afgelê het vir die skape. En so die gevaar en die bedreiging van die dood en 'n ewige Godverlatenheid van ons al weggekeer het.
sodat ons vir ewig in U teenwoordigheid kan leef. Dankie Here dat U ons in daardie oorwinning laat deel asof dit ons eie is. Wil U ons help om dit nie goedkoop te maak nie, maar om steeds elke oomblik van ons lewens vir Jesus Christus te volg, omdat ons sy stem ken. Hou U hand oor ons Here in hierdie week wat voorlê. Wees met ons waar ons ook al gaan. Alles wat ons doen, Here, laat ons dit ook doen tot eer en verheerliking van U naam. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Gemeente, ons slotsang is Psalm 23, die Lina Spies beruiming. Ons sing daarvan al 3 die verse. Ons bly dan staan vir die seëngroet daarna en die wegseëningslied is Gesang 286. Nou eers Psalm 23, die Lina Spies beruiming. Gaan nou in vrede en ontvang die seën van die Here.
Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.